As hy, goeienaand gemeente. Lekker om julle hier te sien. Maak nie saakie, waar daar 2 of meer is, daar is God teenwoordig. En ja, ons is lekker uitgebazaar. Ek weet nie of die mense is wat die wedren gedoen het nie. Is daar enigiemand wat braaf was? Woensgesoeld is? Hey, jy's braaf, brother, om dit te doen en dan 6 uur. Albei van julle. Op 'n tandem, ja, wel gedaan, wel gedaan. Bly julle het dit goed oorleef. Daar is sy. Eerste een of hoeveelse een? 6 en 9. Julle is beter as ek. As hy. Ek wil vra dat ons kyk, is die nuwe of is die besoekers? Ek is seker, ek ken nie noodwendig, maar ek is meestal van die tyd hier langs aan, maar ja, okay. Baie welkom aan elkeen wat hier besoekers is en aan elkeen wat ook aanlyn inkyk, wat dalk vir die eerste keer hier inskakel. Mag jy regtig deel voel van die erediens, mag jy deel wees van elke aspek van die erediens en mag die Here ook deur het sy dit gebed, skriflesing, prediking, wat ook al is, mag die Here met jou praat. En vir elkeen van julle getroue oues ook, vir my ook, mag dit ook vir ons waar wees. Ek wil graag vra dat ons kyk na die aankondigings en ons kyk dan na die verjaarsdae. Het ons die skyfie daarop. Ons gaan so 'n bietjie meer abstrakte teks vandag lees. Dis 'n brief van Paulus aan die gemeente in Rome. En ek het vir Tannie Corneille gevra om aan te gaan na hierdie skyfie. Maar volg saam met my die 2020 vertaling of in watter vertaling van voorkeur jy dalk by jou het. Dis hoofstuk 5, verse 1 tot 11. Omdat ons nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan. En ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Maar dis nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding en volharding lei tot betroubaarheid en betroubaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir die goddeloses gesterf. 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie, al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hoeveel te meer sal ons dan deur hom van die oordeel gered word, nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. As ons, toe ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Maar dis nie al nie. Hoe vind ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het? En daar is nie 'n vraag nie, ek lees hom weer, dis 'n stelling. Maar dis nie al nie. Ons vind ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. En ons lees eers net tot daar. Hierdie teks is interessant in die sin dat dit klink net soos 'n brief wat geskryf is aan 'n gemeente iewers. En ons weet die Bybel is tydloos, daar is sekere tekste wat vir 'n spesifieke konteks geskryf is om te sê, okay, maar gemeente in Efese, julle doen spesifiek hierdie verkeerd, hierdie is wat julle moet aanspreek. Ander tekste is weer tydloos. Jy vra ook miskien, hoe tref jy onderskeid tussen wat is tydloos en wat is kontekstueel belangrik? Goeie vraag. Dis hoekom dit belangrik is om so 'n bietjie verder te lees, bietjie meer te gaan oplees ook oor die teks, nie net verder in die teks te lees nie. Maar hierdie teks sê vir die gemeente in Rome, dat onthou nou, die Christelike lewe begin nie by wat ons doen nie, maar by wat God gedoen het. Ons fokus veral van vers 6 af hieroor, want dit sê, toe ons magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir die goddeloses gesterf. 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie, en dan gaan dit nou aan en aan en aan. Dis iets wat die magteloses gedoen het om verlossing te kry, sodat ons verder lees, wat hier in vers 10 ook sê,
soveel te meer as hy sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Dis nie iets wat die magteloses gedoen het nie. Hulle het reageer op iets wat God gedoen het, maar die Christelike lewe begin nie by wat ons gedoen het nie, maar by wat God gedoen het. En God se liefde is so, sy liefde, hoofletter L, is geopenbaar in wat Christus vir ons gedoen het. Dit bring ons dan by 'n interessante punt, want dit is nogal wat Paulus baie gedoen het in gemeentes. En wat ons ook behoort te doen op 'n daaglikse basis as ons sy briewe lees. Ek noem dit sommer heroriëntasie. Oriëntasie en heroriëntasie. Vir die leser van hierdie teks of die hoorder van hierdie teks, 2000 jaar gelede of nou, kom die vraag op, waar kom ons vandaan? In hierdie teks is dit die sondiges, die goddeloses, die magteloses. Kyk, maar waar staan ons dan nou? Daai ouens hoor nou so 'n bietjie, en vrouens, moet nou so 'n bietjie introspeksie doen en sê, okay, maar as ek nou magteloos of goddeloos of sondig is, of was, waar staan ek nou? Is ek nog steeds in daai posisie? Paulus se beroep op hierdie mense is om te sê, hey, wow, staan stil. Kom ons heroriënteer onsself. Kom ons fokus op die hoop wat in ons verlossing kom, wat Christus vir ons gedoen het. Kom ons fokus op wat die vorige skyfie gesê het. Kom ons fokus op wat God vir ons gedoen het, want dit heroriënteer jou. Dit verander jou oriëntasie. Verander wie jy is in wese. Dieselfde geld vir my en jou. Nou, saam met magteloosheid, toe ek nou in die week gewerk het daarmee, toe herinner dit my aan 'n projek wat ek by Fishogai het, wel, in samewerking met 'n klomp ander gemeentes in die vallei, waar ek gepraat het oor vrees, en so 'n bietjie van die vrees vir die Here, maar ook vrese in jou hart, in jou eie lewe. So as ons praat oor waar kom jy vandaan, en miskien is daar 'n gevoel van magteloosheid, miskien nie, maar ons almal het vrese nie waar nie. En ek wil net vir julle 'n paar, hier's 24, maar ek gaan nie al 24 lees, jy moenie bekommerd wees nie, julle sal voor middernag hier uitkom. Maar ek gaan dit nou maar net vertaal, want dit is alles in Engels, ek het net 'n paar boop gesit wat ek gedink het, dit is wat in tieners se harte aangaan, dis wat hulle vrees. Die dinge wat hulle ontseën nie, die dinge wat angs kweek, wat spanning veroorsaak. Hierdie een sê slange, ek stem saam. Julle, as hier 'n slang hier inseil, dan moet julle iemand anders kry om te preek. Nuwe dinge, mislukking. Net op 'n synota, ek het nogal toe ek hierheen gelees het, toe dink ek, dit is iets wat regtig nie net tieners mee sukkel nie. Niemand van ons wil misluk nie. Hierdie wil nie verdrink nie. Is bang vir verdrinking. Hierdie een sê ek is bang vir myself. Hierdie alles het te doen met magteloosheid. En ons lees van magteloosheid in die teks, dus kom ek so daarop hamer. Hierdie een is bang vir eksamens. Hierdie een is bang vir verwerping. Hierdie een sê verwagtinge. Hierdie een sê groot word, oordeel, en uiteindelik om my ouers te verloor. Nou dis maar net 'n paar van die 24 wat ek nou uitgehaal het. Maar kan jy dink, wat 'n woord van bemoediging kan hierdie teks vir iemand gee wat magteloos voel? As jy so magteloos voel, want jy voel, jy ervaar verwerping, waar is die skakel tussen dit en wat ons hier lees oor Christus se verlossing wat hy vir ons bied? Waar is die skakel? Hoe maak ons sin van, ek is bang vir iets, wat dalk magteloosheid veroorsaak? Okay, maar waar staan ek nou? Is dit 'n onmiddellike bedreiging? En dan teenoor, wat beteken God se verlossing vir my? Sien, vanaand is 'n bietjie van 'n abstrakte tipe van 'n tema. Maar daai is alles goed wat ons ook in ons geloof affekteer. Want 'n gevoel van magteloosheid, as ons kyk na die teks, ek sou bang gewees het, as ek gevoel het, ek moet my verlossing verdien. Ek is met julle eerlik.
ek is nie 'n perfekte Christen nie. Ek dink nie daar is iets soos 'n perfekte Christen nie. Gelukkig is ek nie goddeloos nie, ek weet die Here is met my. Maar wat so ongelooflik is om te sien, wanneer ons bietjie later lees, so hier in vers 9, wat met daai laaste onderstreepte sinnetjie skakel, hoeveel te meer sal ons dan deur hom van die oordeel gered word, nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. Aardse dinge gaan jou bang maak. Jy gaan op 'n stadium angs beleef, jy gaan op 'n stadium bang voel. Ek praat nie van noodwendig bewe bang nie, maar wat jy nie bang oor hoef te wees nie, is dat, en een van die tieners het dit toe nogal gesê, Jesus has got my back. Jesus het jou. Hy dra jou. Hy beskerm jou. Ons hoef nie bekommerd te wees oor wat ons in die teks lees van die magteloosheid en ons sondige natuur. Daar sit ons onder verdrukking. Daar sit ons onder hierdie gewig op ons skouers, want ons probeer die wêreld en die lewe, ons vrese, ons bekommernisse, probeer ons self aanpak. Ek gaan terug na vers 6 toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir die goddeloses gesterf, selfs vir die goddeloses. Dan kom die belangrike goed deur, dan kom volharding deur, volhard in die geloof. Ons lees dit baie in die Nuwe Testament. Paulus het daar baie gehou van daai frase. Want dit kom uiteindelik neer op ons hoop. Die hoop wat net Christus vir ons kon bied. Die hoop wat regtig net moontlik is, omdat hy aan 'n kruis gesterf het vir ons. Maar voordat hy aan die kruis gesterf het, het hy rondgeloop en hy het mense bemoedig. Hy het mense ook uitgeskel. Hy het tafels omgekeer, sodat ons kan volhard in die geloof. Maar die hoopdeel is die moeilike deel. En is ironies, want dis eintlik die gratis deel wat ons kry van die Here af. Ons kry eintlik hoop vry gratis en verniet van God af, om te weet, hy maak 'n belofte en God breek nie sy beloftes nie. Van Noag reg deur die res van die Bybel. Ons kan hoop hê. Ek het hier so 'n aanhaling gekry. Christelike hoop is nie wensdenkery nie. Dit is gegrond in God se liefde wat deur die Heilige Gees in ons harte uitgestort is. En met hierdie lydenstyd wat ons nou in is, toe ek 'n kind was, het ek altyd gedink lydenstyd dit klink so sad. Jy weet jy ly, dit is nie lytyd nie, maar dit is lydenstyd. En soos wat ek ouer geword het, ek toe nou begin besef, maar dit is eintlik regtig 'n pragtige tyd, want lydenstyd is die tyd wat ons so 'n bietjie stadiger begin stap en regtig begin dink aan wat lê vir ons voor wanneer ons Paasfees vier. Wanneer ons regtig so 'n bietjie begin ons momentum bietjie afbring. Ek sê nie julle moet nou minder werk nie. Ek sê ook nie ons moet nou minder fietsry nie. Maar net om so 'n bietjie in jou geloofslewe net so bietjie 'n pouse te neem, in die sin dat ons gaan nie net nou voortploeg en elke dag net ons versies probeer inkry, maar om werklik te gaan stil sit met die teks, met die woord en te sê, maar Here, ek wil graag inneem wat U beleef het. In hierdie lydenstyd is ek baie seker dat Christus geweet het wat vir hom voorlê, alreeds. Sy lyding, wat ons in lydenstyd vier, of in ag neem en verwerk, is deel van die kern van wat vir ons hoop bring. Maar dit verg volharding. Christene leef tussen 'n verlede genade en 'n toekomstige heerlikheid. Ek wil julle herinner aan 'n vorige skyfie, ek gaan nie nou so intoe gaan nie. Maar dis daai eerste een wat gesê het, dit gaan nie oor wat ons gedoen het nie, maar dit gaan oor wat God vir ons gedoen het. En daai is net genade. Hoe vier jy God se genade in lydenstyd? Het jy al vir hom dankie gesê? Ek dink ek kan vir hom meer dankie sê daarvoor. Ek kan meer vir hom dankie sê vir miskien die wete en die angs
die vrees wat hy dalk gehad het, vir wat hy weet vir hom voorlê. Ek wonder as Jesus Christus saam in hierdie klasie gesit het, en hy kon ook op 'n papiertjie geskryf het, ek wonder of hy sou geskryf het, hy vrees ook die kruis. Ek wonder, hy het geweet hy moet dit doen. Hy wil dit ook doen. Tot en met hy in die tuin van Getsemane ook vir die Vader sê, jy weet, Vader, as dit U wil is, laat hierdie lydensbeker verby. Daar was hy bang. Hy het bloed gesweet. Maar selfs daai amper magtelose gevoel om te sê, ek weet, as dit nou Jesus is wat sê, ek weet, ek is magtig. Hy is self God, hy is die seun van God. Maar daar is 'n swaar gevoel op hom oor wat voor lê. Selfs dit bring vir ons hoop om te weet, ons hoef nie dit deur te gaan nie. Nie een van ons hoef aan 'n kruis te sterf om verlos te wees nie. Ons kan hoop hê, want hy het dit gedoen. As jy dit kan saamvat, dan sê ons, maar waarheen is ons op pad? Onthou daai derde vraag, waar was ons? Of waar kom ons vandaan? Waar is ons en waarheen is ons op pad? Ons is nou in lydenstyd, op pad na die wete dat ons leef in hoop en vreugde. Paasfees moenie 'n swaar onderdrukte gevoel skep by jou nie. Ons moet wel met Goeie Vrydag, moet ons erken aan mekaar en introspeksie doen, want ons ook nagmaal gebruik, advertentiebreek daar, moet ons ook in ag neem hoe swaar en hoe moeilik dit moes wees. Die lyding wat daar deur gegaan het, maar dat ons in vreugde kan sê, yes, hy het dit gedoen. En die ironie van die saak is, ons, as ons kyk na die vraag, waar kom ons vandaan? Dit het al reeds gebeur. Hy het al reeds gesterf, maar hy het al reeds ook opgestaan. En dis waarin ons op pad is. Ons is op pad na die opstanding. Jy gaan ook vlees en bloed sterf, eendag, ons almal gaan, maar jy gaan opstaan. Ek wil julle laat by, gou jy kyk, tweede laaste, nee, nog 'n paar skyfies. Ek wil julle aandag rig hierop. Vir my en jou as 'n Christen wat in hierdie lydenstyd nou soek na die hoop en die vreugde in hierdie hele swaar boodskap eintlik, maar 'n mooi boodskap. Ons as Christene is eintlik 'n bietjie van 'n paradoks. Want Paulus praat hierso van hoe wonderlik dit is dat ons verlos is. Dit sê so, as ons, toe ons nog vyande was met God versoen is deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word nadat ons met hom versoen is. Maar dis nie al nie. Ons vind ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Om versoening te ontvang met iemand, dit sê iets. Dink net aan die korporatiewe wêreld. As die groot baas inkom en hy's kwaad vir jou en hy vergewe jou, dan bring dit jou status daarom so klein bietjie op. Nou dieselfde wil ek amper sê, kan ons vertaal na hierdie konteks toe. As Christus jou belangrik genoeg ag om jou te vergewe en jou te verlos, dan gee dit jou so 'n bietjie status. Maar dis 'n paradoks. Want ons moet nie rondloop met so 'n chip op die skouer of met 'n badge hier op die arm, omdat ons is nou verlos, ons is nou wonderlik nie. Ons moet nog steeds nederig leef. Ons is nederig, maar met die hoogste status. Ons is swak, ons het ons vrese, weer my kaartjies, ons het ons vrese, ons kan magteloos voel, ons kan bang wees. Ons kan uitdagings hê. Maar ons is tog meer as oorwinnaars. En hier is die een wat ek nou gesê het van die chip op die skouer. Ons is sonder eie roem, maar ons roem in God. Dit is my mooi paradoks hierdie. En ek dink dit vat bietjie tyd vir iemand wat dalk so pas in die geloof ingeloop het. Dink ek vat dit tyd om te probeer sin maak van dit, want dit is maar kompleks. Hoe is jy nederig, maar jy besef jy het die hoogste status. Hoogste status menende, jy is 'n kind van die Here, jy is die kind van die Skepper van die heelal. Hoe is jy swak, maar jy is 'n oorwinnaar? Dit maak ons nie sin nie. En hoe is jy sonder eie roem? Jy moet mos trots wees op wie jy is. Jy roem eerder in die Here.
Ek dink dit is 'n moeilike konsep om te begryp vir mense wat so pas in die geloof inloop. Maar tog ook, hoe gereeld dink ons daaraan? Maak dit vir jou sin? En wat sê hierdie teks vir ons? Dit is nie 'n opdrag nie. Nou, ek wil gou vinnig net 'n kantnotaatjie maak. Ek het gesukkel om dit reg te verwoord, in aanhalingstekens reg te verwoord. Ek wou eintlik gesê het, doen meer teenoor, kyk wat het God vir jou gedoen nie. Want ons kan altyd beter doen. Ek het 'n vriendin op universiteit gehad, en sy is 'n maatskaplike werker, en my ma is ook 'n maatskaplike werker, so ek hoop nie ek gooi iemand anders onder die bus hier in wat dalk ook is nie, maar maatskaplike werker sê partykeer 'n ding so. En die maatskaplike werker vriendin van my, werkster vriendin van my, het, as ek net iets stupids gedoen het, dan sê sy, ag man, wees beter. En ek dink nie dis wat die Here vir ons sê nie. Ek dink, ons kan net altyd meer en meer probeer doen. Ons kan hierdie riglyne, wat ons hier kry, hier is baie riglyne. Ons kan dit beter en beter probeer doen. So, die teks sê nie vir ons, jy moenie meer doen nie. Maar wat hy wel baie duidelik sê is, kyk wat het God vir jou gedoen, en vir my gedoen. Wat gaan ons met ons res van ons lydenstyd doen, om onsself te herinner aan wat God vir ons gedoen het, wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Ek wil ons na my tweede laaste skyfie bring, en hierdie waier bly my papiere wegwaai. Hierdie is 'n 3-punt opsomming van die hele preek van vandag. So as jy alles vergeet het, neem 'n foto hiervan, of skryf dit neer, of gaan kyk na die preek en vat 'n screenshot. Die hele preek kan jy opsom. Met God vind ons toe ons niks was nie. Hy het ons gevind toe ons magteloos was, voor jy dalk 'n gelowige was, toe jy moedeloos was, gevrees was, en hy vind ons nog steeds terwyl ons sondaars is. Want jy kan nie magteloos voel nie, en jy kan 'n gelowige wees, maar jy kan nog steeds sondig. Maar God vind jou waar jy is. Dan, God plaas ons in 'n nuwe verhouding met hom. Dis waar die groot skuif tussen Ou en Nuwe Testament gekom het. Met Christus wat die evangelie, die evangelion, soos hulle in Grieks sê, die goeie nuus, daar het iets massiefs gebeur. En met die uitstort van die Heilige Gees, ons het ook gelees van die Gees in die teks wat Jesus sê, en die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Hy doen dit met jou. Daai is 'n klem wat ek daar wil plaas. God plaas dit in ons lewe. En dan, God stuur ons vorentoe met hoop. My gebed vir julle is dat ons regtig sal hoop. Laaste aanhaling voordat ons oorgaan na gebed toe. Christendom begin nie by ons pogings nie, maar by God se liefde in Christus wat ons uit sonde en vyandskap neem en ons plaas in vrede, hoop en 'n nuwe verhouding met hom. So ons kan probeer en hou aan probeer, maar weet, het begin by hom. Amen. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Almagtige Heer, dankie dat ons kan weet, ons pogings is maar ons deeltjie wat ons bring. Maar ons hoop, ons vreugde, ons vreugde, ons hoop, ons liefde, wat ons ontvang van U, is omdat U dit vir ons doen, vir ons gee, en na ons toe uitreik. Ons vra dat U ons sal help om in hierdie lydenstyd, wat oor is van hierdie lydenstyd, sal dit beleef, maar ook sal reflekteer op wat U vir ons gedoen het. Dat wanneer ons by Paasnaweek aankom, dat ons regtig in 'n spasie sal wees in ons harte, waar ons sal besef dat, alhoewel dit so 'n swaar boodskap is, as ons luister na U lyding, na Jesus Christus se seer, sy angs, sy vrees, die marteling, verspotting, dat ons nie sal onderkry nie, maar dat ons werklik sal iets begryp van hoe swaar dit was, maar
dat ons sal verheug in wat U vir ons gedoen het. En dit eenvoudig omdat U vir ons lief is. Jammer dat ons baie keer nie ons beste kan doen nie, of nie ons beste doen nie. Ons maak foute, ons sondig, en tog los U ons nie. Ons dank U opreg daarvoor. In Jesus naam, amen.